Prys die Here, wat 'n kosbare voorreg en geleentheid is dit vanmôre om elkeen te kan groet in die mooi naam wat genoem word, Jesus Christus. Almal wat nou ingeskakel is, ek wil ook dan aan elke pappa en baie geseënde Vadersdag toewens. U wat luister op die media, u wat teenwoordig is vanmôre, pappas, baie geseënde Vadersdag. En ek glo dat hierdie dag vir u spesiaal gaan wees. Ek glo dat hierdie dag vir u sal herinner aan hoe goed God vir die vaders is. En jy gaan nou sien, ek het 'n gedeelte uit God se woord gehaal, Josia, hoe die Here hierdie man gebruik het op 'n wonderbaarlike manier, en daardie beginsel is ook van toepassing op ons as vaders vanoggend. Baie hartlik welkom, mag die Here u vanmôre ryklik seën, en mag die Here met elkeen van u wees. U sal sien dan die tema van my boodskap is, ek en my huis, ons sal die Here dien. Vader, sê vir jouself vanmôre, daar waar jy is, ek en my huis, ons sal die Here dien. En ek wil graag hê, u moet saam met my blaai na Josia 1, van vers 1 tot 9. Ons gaan 'n paar skrifgedeeltes lees daar, Josia 1, van vers 1 tot 9. En net voordat ek begin met God se woord, dit is vandag Vadersdag, en kom ons fokus vanmôre op die vaders. Kom ons herinner vanmôre die vaders aan hulle pligte, wat hulle eintlik moet volstaan in hulle huisgesinne. Nie net in die huisgesin nie, maar ook daar buite by die werksplek. Ook daar buite waar elkeen beweeg in die samelewing. Vaders, ons is vanmôre gekenmerk. Jy is vanmôre spesiaal. Jy is vanmôre gemerk. Jy is vanmôre 'n gesalfde kind van God. Daar waar jy jou voet gaan neersit, is dit heilig. Daar waar jy gaan stap, is dit heilig. Want jy verteenwoordig God vanmôre in jou gesin. Jy verteenwoordig God daar buite in die wêreld waar jy gaan. Hoe kyk mense vanmôre na die vaders? Hoe kyk kinders vanmôre na hul vaders? Dis die voetstappe wat jy stap, wat jy loop, wat God verteenwoordig. As mens dink aan 'n Vadersdag boodskap, sal dit op die lewe van Josia wees, soos God hom beveel het. En ons gaan nou daardie skrifgedeelte lees uit God se woord. Lees saam met my asseblief. En jy sal sien die opskrif lees as volg. Josia volg Moses op en beveel die volk om hulle klaar te maak om deur die Jordaan te trek. Hoor baie mooi. Josia volg Moses op en beveel die volk om hulle klaar te maak om deur die Jordaan te trek. Dit is die opskrif van hierdie gedeelte, Josia 1. Lees saam met my vers 1. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Josia, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê, my knegt Moses is dood, maak jou dan nou klaar, en trek deur die Jordaan, jy en hierdie volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle,
soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af tot by die groot rivier, die Efraat rivier, die hele land van die Here, van die Hetiete, en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Vers 5. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees dit baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses die knegt van jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links nie. Hoor baie mooi, vaders. Wyk daarvan nie regs of links nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins die dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Vers 9. Ek het jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Ek herhaal vers 9, het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Dan ook die teksvers van oordenking, Josua 24, vers 15, met hierdie woorde. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daaroorkant die Efraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon. Nou kom dit. En Josua sê hierdie woorde, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek herhaal die B-gedeelte van vers 15, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, vanmôre Here staan ons voor U aangesig. Here, ons sê vanmôre vir U dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir 'n Vadersdag, Here, wat ons kan bymekaar kan wees as pappas, vaders, toekomstige vaders, om te kan luister na U woord vanmôre, Here. Almal hier teenwoordig, wil ek vra dat U ons sal seën. Almal wat ingeskakel is, Here, wees U ook daar met elke huisgesin. Elke persoon wat nou luister, staan ook vanmôre by elkeen stil, Here. Seën vanmôre hierdie woord tot ons hart. Ek wil vra, Here, dat U my lippe sal seën met 'n koolvuur vanaf die altaar. Maar Here, dat niemand my sal raak sien nie, maar gebruik my vanmôre, Here, as 'n spreekbuis uit die hart van die Here uit. En dat ek hierdie boodskap kan aflewer, die beste wat U dit wil hê, Here. Kom dan nou en spreek deur my, is my gebed in Jesus naam. En die volk van die Here sê amen en amen. Prys die Here. Kan ek sien wie is bly vanmôre?
Kan ek sien wie is bly vanmôre om in die huis van die Here te kan wees? Ek wil verseker, jy is vanmôre op die regte plek. Jy het vanmôre 'n goeie keuse gemaak om te sê, ek gaan aantrek. Ek wil gaan na die huis van die Here. Dit is goed om te kan sien dat mense is ernstig oor hulle godsdiens. Dit is goed om te kan weet dat mense wil meer en meer weet van die woord van die Here. En ons het sopas gelees van hoe het Josua in bevel gekom. Ons sien dat Moses is oorlede en Josua moes oorneem om die werk van God voor te sit. Wat is die werk van God? Dit is om die volk Israel in die land uit te lei. Moses het die bevel gekry op die berg, wat hy daar moet doen met die wet en als. Maar hy het nie die kans gekry om die volk uit te lei nie. En God kom by Josua, hy sê, Josua, ek wil jou gebruik om my volk uit te lei. En God dra aan Josua die taak op, om sy volk op hierdie veroweringstog te lei. Ons noem dit 'n veroweringstog te lei. Dis nie maklik gewees nie. Onthou, hierdie volk was vol klagtes gewees. Hierdie volk het baie gemurmureer. Eindelik 'n trektog van 12 dae het gegaan na 40 jaar toe. 40 jaar het die mense rondgetrek. 'n tog van 12 dae gegaan na 40 jaar toe. Want die volk was mismoedig gewees. Daar was hongersnood gewees. Daar was warmte gewees. Maar weet jy wat? God het nog steeds voorsien in daardie tydperk. Die woord van die Here sê dat hulle voetskole, hulle voetsole, hulle skoene, hulle klere het nie eens stikking geraak nie. So goed het God gesorg vir sy volk. Josua kry die opdrag en begin met versekering dat God self die volk gaan lei. Josua kom en hy kry hierdie tevredenheid in sy hart om te sê, ek weet God gaan my help, ek weet God is agter my, ek weet hy gaan my krag gee, hy gaan my die wysheid gee om te kan doen dit wat ek moet doen. Daardie versekering maak hy vas in sy hart. Hy sê, ek gaan die volk lei. En Josua moet maar net hulle intrek daarin. Josua kom en hy bring die volk bymekaar. En hy deel met die volk die opdrag wat die Here aan hom gegee het. Hierdie tipe versekering het u en ek ook vandag as vaders. Vaders, papas, wees vanmôre verseker dat dit waar jy jou voet neersit, is God agter jou. Jy is vanmôre die hartklop van die Here Jesus. Jy is vanmôre die priester van jou gesin. Jy is vanmôre aan hoof gestel van jou gesin. Die Here het die man geskape om bevel te neem, om te regeer oor sy gesin, om te sorg vir sy gesin, om te kyk na die behoefte van sy gesin. So ook het God Josef aangestel om te kyk na die behoefte van die volk, ongeag die omstandighede, ongeag die klagtes, ongeag die omstandighede waarin hulle moes trek, het Josua die versekering gehad in God om te sê, ek gaan hierdie volk uitlei. So ook vanoggend, papas, jy het vanmôre die versekering in jou hart, dat dit wat die Here aan jou bekend maak, dit wat die Here aan elkeen wys vanmôre, is God agter jou. Maar weet jy wat, die verskil is, een ek moet gaan luister. Een ek moet gaan na ons binnekamer toe, Pastoor Vincent. Ons moet die deur oopmaak, en ons moet toesluit. Ons moet met God kommunikeer, en reg hoor, sodat ons gesinne, ons mense goed
kan lei, soos wat Josua die volk gelei het. Daarom sê ek, Josua is vir ons as papas vanmôre 'n boodskap. Hy is vanmôre vir ons as papa 'n voorbeeld wat ons kan na kyk. Sê, Here, ek wil wees soos 'n Josua. Here, ek as pa, ek as vader wil wees soos 'n Josua, want ek wil regeer, ek wil lei soos 'n Josua die volk gelei het uit Egipte uit. Josua moet ook sterk en vasberade wees om hierdie volk uit te kan lei en volgens die wet van die Here te kan lewe. Papas, ons almal staan vanmôre onder die wet van die Here. Ons kan nie net doen wat ons wil nie. En ek neem baie keer hierdie voorbeeld wat sê, jy het 'n keuse. Papas, jy het 'n keuse. Jy kan lei en regeer soos wat jy wil jou huisgesin. Maar as God nie in daai saak is nie, gaan ons foute maak. Luister baie mooi na hierdie ene. Jy kan ry met jou motor. Jy kan dalk sien, hiervoor is 'n robot wat wys rooi, ek moet stop. Ons almal weet dit is die padwet. Jy moet stop by 'n rooi robot. Maar op 'n dag besluit jy gaan oorry. Jy gaan oorry en jy gaan veilig aan 'n kant deurkom. Geen probleem, jy oortree die padwet alreeds. Jy mag dit nie doen nie. En op 'n dag wil jy weer oor die rooi lig ry, dan kom jy in 'n ongeluk. Sien, so werk dit ook, wat dit kom by die werk van die Here. Jy kan kansse vat, jy kan keuses maak, jy kan doen wat jy wil, maar op 'n dag gaan jy vasloop teen 'n rooi robot. Dan kan jy nie meer daaroor gaan nie, of op 'n vierrigting stopstraat moet jy stop. Jy kan nie oorry nie. Jy moet wag. Jy moet kyk wie is nog deel van hierdie verkeer voordat jy kan vorentoe gaan en kan ry. Jy kan nie net oorry nie. God het vir ons wette neergesit. Papas, wat u en ek moet neersit in ons huisgesinne. Ja, ek praat vanmôre hard met papas. Ek wil graag hê ons moet kom by die plek waar die Here ons weer kan gebruik. Ons moet kom op die plek wat ons sê, Here, ek en my huis, ons sal die Here dien. Ongeag van my omstandighede, ongeag van my krankheid, ongeag van my beloofdes, ek en my huis, ons gaan die Here dien vanmôre. Hierdie volk, wat Josua besig is om te lei en hy kan gaan lees in God se woord, was baie afvallig gewees. En terwyl hulle trek, kom Josef en hy kom by die volk en hy sê, los die afgode dien. Los dit waarmee julle besig is, los die sonde. En van die volk het geluister. En van die volk het aangegaan en aangegaan en aangegaan met dit wat hulle doen. Met ander woorde, hulle het God se bevel en Josua se leiding geïgnoreer. Ons het gelees in vers 24, Josua 24, wat Josua weer hierdie volk bymekaar roep en hy sê reguit vir hulle, julle kan aangaan met julle afgode dienaarry. Julle kan aangaan met hierdie losbandigheid waarmee julle besig is. Maar vandag, op hierdie dag, neem ek 'n besluit, ek neem 'n standpunt in, ek en my huis, ons sal die Here dien. En papas, vanmôre wil ek hierdie boodskap vasmaak in die harte om te sê, ek en my huis sal die Here dien. U wat ingeskakel is op die media, op Facebook, of waar u nou beweeg, u wat luister hierdie boodskap, ek en my huis, ons sal die Here dien. Maak dit vanmôre jou begeerte, maak dit vanmôre jou passie, maak dit vanmôre jou tema van Vadersdag,
ek en my huis, ons sal die Here dien, ongeag omstandighede. Ek is nie bang vir omstandighede nie, want God is met my. God sal voorsien op die regte tyd. Hy is met elkeen van ons. Terug by Josua. Daar was uitdagings gewees. Hierdie taak wat op Josua se skouers was nie maklik gewees nie. Die volk het teenoor Josua gekla, soos ook teenoor Moses. Papas, ons ken mos van klagtes. As iets in jou huis breek of onklaar raak, dan hoor jy die klagtes. Of die motor se band is pap. Wie gaan dit eers hoor? Kom maak reg my motor se band, hy's pap. Ons moet dit nie sien as 'n klagte nie. Dit is deel van ons taak om ons huisgesin te dien met die beste uit ons hart uit vanmôre. As jou vrou by jou kom en sê, my man, dit is fout, doen dit met liefde. Herstel die verkeerde met liefde. Ons moet nie rondloop met 'n moe gesig nie, ag, sy kla alweer. Kan ons dan sê, ek in my huis, ons gaan die Here dien? Nee. Want ons luister na klagtes, ons sien dit as 'n klagte, is nie 'n klagte nie. Mamma roep uit, pa kom help my, ek het 'n probleem. Pa moet vasstaan, ek in my huis, ons sal die Here dien. Josua moes sterk staan in die Here. Papas, ons moet sterk staan in die Here. Dit gaan nie maklik wees nie. Hierdie is nie 'n maklike taak wat die Here Jesus op ons skouers geplaas het nie, as vaders van ons huisgesinne nie. Niemand het gesê dit gaan maklik wees nie. Daar is teenkanting. Maar as jy vanmôre uitstap, as soos 'n Josua wat sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien, gaan jou gesin vir jou pappa begin respek genereer. Weet jy wat? Iemand verdien respek. Respek word nie gemaak nie. Jy verdien respek in dit wat jy doen. Dit wat jy sê, dit wat jy doen aan ander mense, is respek wat jy verdien. Sjoe, waarvan praat jy nou? Ons moet leer om mekaar te respekteer in die huisgesinne. Dit wat binne in ons huisgesinne bestaan, ontwikkel, word oorgespoel na die volgende toe. Sodra ons huise verlaat, word dit oorgespoel na buite toe. Hoe sien ons ander mense ons, met wie ons in aanraking kom elke dag? Terug by Josua, ons sien dat hierdie volk moes deur die Jordaan rivier trek. En op hierdie stadium, kind van die Here, was dit 'n moeilike tyd gewees. Ons sien dat hierdie tydperk waardeur hulle moes trek deur die Jordaan rivier was eintlik die oestyd gewees. En dan om deur die Jordaan te trek gedurende die oestyd was moeilik gewees, want gewoonlik is dit baie reëns wat kom daardie tyd van die jaar. Dan vloei die rivier gewoonlik vol. En dit was moeilik gewees om hierdie volk deur daai rivier te kry. Papas, ons gaan soms ook deur die Jordaan rivier. Jy voel soms jy sink onder die water weg. Jy voel soms dat jy kan nie meer kop bo water hou nie. Ons ken mos daai gesegde. Ek kan nie meer kop bo water hou nie, want ek is moedeloos. Dink aan die volk wat deur die Jordaan moes gaan. Die waters was hoog, maar God kom en hy maak 'n plan vir hierdie volk. God maak 'n pad deur waters waar daar nie 'n pad was nie. Hoor baie mooi. God maak 'n pad deur waters waar nog nooit 'n pad was nie. Papas, God maak 'n plan vir jou waar daar nog nooit 'n plan was nie. Moenie dink dat die taak of die
wat ons wil uitvoer is te groot nie. God het alreeds vir jou 'n plan in plek. Al wat ons moet sê is, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Here, kom en neem besit van my lewe. Lei my. Ek sit my swakke hand, Here, in u sterke hand. Kom vat my en kom lei my na die waters waar daar rus is. Josua 23. Josua is oud en oorleef. Ja, papas, sommige van ons begin grys raak. Sommige van ons begin al hare verloor. Maar nog steeds, jou taak bly dieselfde. Jou liggaam kan verander, maar jy sal 'n vader bly tot aan met die dag wat Jesus kom. Jou vaderskap sal nie verlore gaan nie. Al raak die hare grys, al val die hare uit, al raak die baarde grys, jy sal jou vaderskap behoue bly. Want dit wat God op jou skouer geplaas het, kan niemand wegneem nie. Die taak wat God op Josua se skouers geplaas het, kan niemand wegneem nie. Hy moes die volk uitlei uit Egipte uit, na die land van melk en honing, soos wat God se woord dit vir ons gee. Josua 24. Josua 24. Kom Josua en hy maak weer die stamme bymekaar by Sichem, sê God se woord. Hy bespreek die herbevestiging van die verbond tussen Israel en die Here. Onthou, daar was 'n verbond gewees, 'n ooreenkoms gewees tussen die volk Israel en die Here. En Josua kom en hy herinner die volk van God se goedheid en seën wat hulle alreeds ontvang het. Onthou, hierdie manne en hierdie vroue, die volk, kom alreeds deur 'n lang tydperk. En Josua kom en hy herinner hulle aan dit wat God alreeds gedoen het. Papas, vaders, kyk terug vanmôre in jou spore. Kyk terug vanmôre in jou lewenspad. Kyk bietjie hoe goed was God alreeds vir ons gewees. Maar ons wil kla. Ons wil sê, ons kan dit nie doen nie. Josua kom en hy herinner die volk aan die goedheid van God. Ek wil vanmôre aan elke pappa, elke vader wat luister ook, weer herinner, kyk terug vanmôre na jou lewenspad en kyk hoe goed was God alreeds vir ons gewees. Ons het gesing, God is goed. Here Jesus, baie goed. God is goed vir ons as pappas. Josua begin by Abraham en hy eindig by homself en was elke keer van hul vyande gered. Josua begin met hierdie volk vanaf Abraham tot en met homself is 'n lang stamgeslag wat alreeds uitgelewe het. En hy wys uit een ding wat hy uitwys, jy sal jou vyande oorwin. Maar die verskil is, jy moet God aan jou kant kry. Kry God aan jou kant. Dit help nie ons staan een kant weg van God af nie. Kry vanmôre God aan jou kant. Wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Vers 15 van Josua bevestig, ek en my huis sal die Here dien. Vaders, papas, Jeremia 1 vers 5, hoor baie mooi. Voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het, het ek jou geken. Hoor baie mooi, voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het, voordat jy alreeds gegroei het in die baarmoeder van jou moeder,
het ek jou al geken, sê die woord vanmôre. Wat ek wil attent opmaak is, dat die Here ken vanmôre elke vader. Die Here ken vanmôre elke pappa. Hy weet van jou, jy is spesiaal vanmôre in die oë van die Here, pappa. Prediker 11 vers 5. Soos jy nie weet van die weg, wat die weg van die wind is, of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God wat alles doen nie. Ons kan nie God se planne uitwerk en verstaan nie. Papas, as iets met jou gebeur, moenie vra nie. Moenie terugstaan nie. Moenie toelaat dat dit jou laat struikel of laat val nie. Ons ken nie God se plan nie. God se plan vir die mens is altyd goed. Ons is deel van God se verlossingsplan. Van die begin van die aarde af tot en met die einde, wat Jesus gaan kom op die wolke, is ons deel van God se verlossingsplan. Dit gaan nie maklik wees nie, maar ons moet vasstaan vanmôre en sê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Wat ons weet, is dat jou persoonlike verhouding met God moet reg wees. Papas, vaders, ons persoonlike verhouding met God moet reg wees. Ons moet meer keer gaan en afsonderlik wees binne in ons kamers. Ons deure sluit en sê, Here, dis ons tyd nou hierdie. Dis tyd wat ek met God gaan praat. Here, wat wil U hê moet ek doen vir U? Wat is U plan met my lewe? Here, hier is ek as leier van my gesin. Wat wil U hê moet ek doen? Dan sal die Here vir ons deurkom. Getrouheid is van kardinale belang. Met ander woorde, dat jy sal doen waarvoor God jou gekies het. Jy is gekies as 'n vader. Jy is gevorm in jou moeder skoot as 'n seun, as 'n vader. God het gekies om jou te kies as 'n vader. Soos wat hy Josua gekies het om die volk uit te lei, is ons vanmôre gekies as vaders van ons huisgesinne. 1 Korintiërs 11 vers 3. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man. Wow! Pastoor Vincent, God se woord sê dit, dis nie Christus se woord nie, dis God se woord wat sê. 1 Korintiërs 11 vers 3. Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man. Nou kan ons rondloop met trots. Christus is die hoof van ons. Papa Vader, jy rapporteer aan Christus Jesus van vandag af. Want jy het gesê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En ons is kinders van God. Ons rapporteer aan God. Is dit nie mooi nie? Om te kan weet, ons kry direkte bevele van God af. Wat ons moet doen, wat ons moet sê, wat ons moet lei, waar ons moet gaan, waar ons moet ja sê, of waar ons moet nee sê, is 'n bevel van God af. En moeders, kom ons respekteer vanmôre die vaders. As 'n vader 'n standpunt inneem, moenie kwaad raak nie. Sien hom as die priester van die huis. Sien hom as die hoof van jou huis. Respekteer hom as die hoof van jou huis. Dan sal dit goed gaan in die dae wat die Here vir jou gee. Vers 3 gaan verder en hy sê, en die man is die hoof van die vrou, en God
die hoof van Christus. Is dit nie mooi nie? Is dit nie iets om aan vas te hou nie? Ons het hoofde wie na ons kyk. Ons is nie alleen vanmôre nie. En ek wil begin afsluit. Genesis 3 vers 16. Aan die vrou het hy gesê, dis God, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar. En na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. God se woord is duidelik. Hy sê die man gaan oor die vrou heers. Man, vaders, papas, jy is ingestel as die leier van jou gesin. Maar hier kom die voorwaardes nou. Ek wil hier met baie mooi luister, ek gaan begin afsluit. God stel strukture saam, Adam en Eva, sodat daar orde in die wêreld kan wees. Papas, vaders, daar moet orde in jou huis wees. Daar moet orde in ons huise wees. God hou nie van wanorde nie. Wanorde is die mekaar spel in jou huis. Daar waar wanorde is Satan besig om te vernietig. En ons moet afsny in die naam van Jesus. Selfs in die huwelik moet daar strukture wees tussen man en vrou. Adam was alleen, God geskape, en vir die vrou as hulp om langs hom te staan. God kom en hy skape Adam alleen. En hy kom en hy skape Eva as hulp vir Adam. Hier kom dit nou. Adam se rib is in sy sy uitgehaal op die kant. God kom en hy haal 'n rib uit Adam uit. En hy skape Eva van daardie rib. Die vrou moet langs jou wees as jy wil, papa. Jy beter van vandag af jou vrou nader trek en sê, my vrou, ek het jou nodig. Ek kan nie meer hierdie huis alleen regeer nie. Ek kan nie meer alles alleen doen nie. My vrou, ek het jou nodig. Kom staan nader aan my. God het vir ons 'n taak gegee as man en vrou dat ons moet ons gesin lei. Ek kan dit nie alleen doen nie. Ek het jou nodig, my vrou, kom staan langs my. Jy is uit my sy uitgeneem. Volgens God se woord. Die een, luister baie mooi, die een is nie beter as die ander een nie. Ons almal is vanmôre gelyk voor God. God ken nie van wit broodjies nie. Ons almal is gelyk vanmôre onder God, maar ons as papas het 'n bevel gekry, jy moet lei, jy moet heers oor jou huisgesin. Ek gaan nie nou skok. God het die man en vrou so geskape om hulle eie unieke eienskappe met mekaar aan te vul. Ons kan nie sonder mekaar wees nie. Jy kan nie alleen in jou huis wees nie. Jy het jou maatjie nodig langs jou. Jou vrou moet langs jou staan, papa, vader. Jy is nie alleen nie. God wil nie jy moet alleen wees nie. Papa, ons mag nie toelaat dat kwessies en ongedanigheid 'n probleem in ons verhouding word nie. Daar mag nie kwessies wees nie. Ons moet dit uitpraat. Maar vader, papas, jy moet jou punt inneem. Jy moet jou standplek inneem as man in die huis. Man, jy is die hoof van jou huis. En God het jou so geskape en uitgekies. Josua was ook gekies om die God
se volk uit te lei. En nou kom 'n baie teerpunt. Ons as pappas is gewoonlik geneig om ons verantwoordelikhede af te skuif na ons vrouens toe. Kom doen jy dit vir my. Terwyl ek sit en TV kyk, doen jy dit maar. Gaan sny jy swank die gras. Ek is nou daar by jou. Gaan maak swank die motor se wiel reg. Ek is nou daar by jou. Nee papa, jy gee jou taak af vir jou vrou. Dit werk nie so nie. Doen dit jouself. Staan in jou spore as vader vanmôre. Dis die boodskap, want die woord sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Jy gee maklik jou beursie af vir jou vrou. Jy gee maklik jou beursie af vir jou vrou. Gaan doen jy maar solank die besigheid. Hier is maar my kredietkaart. Gaan solank winkel toe. Ek bly by die huis. Ek kyk TV. Ek kyk rugby. Nee manne. Jy moet kyk na jou beursie. Moenie klante sê, die lewe is duur nie. Kyk na jou beursie, man. Moenie dit afskuif na jou vrou toe nie. Gaan saam met haar na die winkel toe. Gaan spandeer saam by die winkel jou kredietkaart of jou beursie. Gaan doen dinge meer saam, want ek en my huis, ons gaan die Here dien. Dis niks fout om jou beursie vir jou vrou te gee nie. Is 'n goeie gevoel wat 'n mens kry jou hart uit. Niks fout daarmee nie, maar vat beheer van dit wat God aan jou gegee het. Dis die boodskap. Vat beheer oor dit wat God jou gegee het. En gaan doen dinge saam. Ek is amper klaar. Jy is die leier in jou huis. Josua het nie die taak van God wat hom gegee het op ander afgeskuif nie. Hy het tot op laaste deurgedruk. Papas, jou kinders kyk op na jou. Jy is hulle voorbeeld. Papas, jou kinders kyk na jou. Jou huisgesin kyk na jou. Is jy 'n voorbeeld vandag vir jou kinders, vir jou huisgesin, vir jou geliefdes? Wanneer hulle verkeerde dinge doen, wat hulle by jou sien, dan raak jy kwaad. Hoor mooi, wanneer jou kinders verkeerde dinge doen, wat hulle by jou sien, dan wil jy kwaad raak. Moenie kwaad raak nie. Jy moet teruggaan op jou knieë. Jy moet sê, Here, gee my 'n nuwe plan vir my huis. Hulle is trots op jou. Jy is hulle held in jou huis. Al lyk dit nie soms so nie. Jy moet leier wees in jou huis en God se opdrag uitvoer wat sê, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Tot sover. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit was kosbaar geweest vanmôre om rondom u woord te skaar, Here. Dit was 'n harde en diep boodskap geweest, maar Here, dit was nodig geweest dat u met ons praat. Dit sluit my in as vader van my huis. Maar Here, ek wil vra dat u nou kom en self die naprediker sal wees van hierdie woord, Here. Dat u ons weer sterk sal maak as papas. Dat ons voetspore sal vol staan in ons gesinne, Here.
en dat U ons sal sterk leiers maak vir ons gesinne. Seën vanmôre hierdie woord, Here, tot ons harte. Seën vanmôre elke pappa. Ons dink ook aan die wat nie pappas meer het nie. Ons pappas is al vooruit, Here. Maar ek weet, U maak nie foute nie. U werk is altyd goed. Ek wil vra dat U nou met ons sal wees, Here. Hierdie dag wat voor lê, dat U ons sal kom seën, is my gebed in Jesus naam. En die volk van die Here sê amen en amen. Baie dankie.